Goeiemôre vriende, dit is vandag donderdag die 30ste Oktober 2025. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Vader, sonder suurstof kan ons nie leef nie. Here, sonder u gees kan ons as u kinders nie leef nie. Here, dit is wonderlik om te weet dat u so naby aan ons is soos ons asem is. Soos die suurstof in ons longe is. Maar so baie skerry. Want dit beteken u weet alles van ons af. Maar is ook so bemoedigend om te weet u is altyd teenwoordig. Dankie dat u by ons is, Here. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ons het nou lekker by Efesiërs staan ons nog stil. Paulus het nou lekker alles vir ons in konteks kom sit. Hy kom vir die gemeentetjie kom sê op 'n praktiese manier hoe hulle moet lewe. Hy het gesê dit gaan oor Christus. Hy het gesê ons is geskep na sy beeld om volkome volgens sy wil te lewe en om heilig te wees, kom sê hy vir hulle. Hy kom sê vir hulle, moenie lewe soos die heidene waaruit julle kom nie. Onthou, julle is nuwe mense. Julle moet anders lewe. En dan pak hy vir ons dit uit op 'n baie praktiese vlak wat ek gister weer vir julle baie mooi uitgepak het. Moenie verbitterd of vleend wees nie. Moenie dat daar vuil woorde, vuil taal uit julle mond uitkom nie, sê hy vir ons. Praat altyd die waarheid, moenie die duiwel kans gee nie, moenie steel nie, en so gaan hy aan. Baie mooi wat hy nou vir ons die goeie so hier uitpak. Moenie daarvan onsedelikheid moet daar geen sprake van wees nie, en dan leef dan as mense van die lig, en dan sluit hy basies daai gedeelte af, wanneer hy sê, hierso in vers 18, nee, laat die gees julle vervul. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan ons bandigheid gepaard. Nee, laat die gees julle vervul, nee. Kom sê hy vir ons. En dan kom hy by die man en die vrou uit, en ons het gister 'n bietjie begin stil staan, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig, en dan sê hy, vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Nee, die hele ding van die huwelik, liewe vriende, wat ons ook sê, die huwelik het ons al gesê, is tussen een man en een vrou. Dit is die huwelik wat deur God gekonstitueer is. En dan kom sê hy vir die vrou hierso, hoor hierso, maar kom ek sê vir, dis nou Paulus in die woord, vrouens wees aan julle mans onderdanig. En onthou nou vriende, as ons kyk na Paulus, hy kom natuurlik uit 'n patriargale stelsel uit, want die vrou en die slawe was eintlik heeltemal op die agtergrond. Vroue, kinders en slawe was maar basies baie dieselfde gewees. Dit was besittings gewees van die man gewees in daai tyd. So mense moet altyd die konteks met 'n ou onthou wanneer dit pad. Maar kom ons lees gou hierdeur, dan gaan ek repliek gee sommer daar. Hy kom sê volgende, hy sê, vrouens wees aan julle mans onderdanig, maar hy het net gesê, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Die man sê die vrouens, en dan, dis mos wat baie keer mense los mos daai 21ste versie. So hy sê eintlik die man en die vrou moet aan mekaar onderdanig wees. Dan gaan pak hy hom uit. Hy sê, vrouens wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. En weer eens, vriende, die hoofskap van die man deur baie van die kerke word heeltemal skeef getrek, die vrou sê onder die man se duif, hy is so hoof nie. Nee, jy is die hoof soos Jesus die hoof was, totale ander hoof. Kom ons sê dit vir mekaar, dat daar is ook nie meer 'n onderskeid in slaaf, vryman en al daai tipe van goed. Die Here het die goed kom gelykstel, liewe vriende. Mans en vrouens is op basis op dieselfde level. Maar kom sê Paulus vir hierdie mense in Efese, hoor hierso, die vrou moet aan die man onderdanig wees, net soos julle aan die Here onderdanig is. Ons gaan nou 'n bietjie daarby stil staan. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens aan alles aan hulle man onderdanig wees. Mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk lief gehad en sy lewe daarvoor afgelê het. En dan gaan hy nou aan 'n bietjie pak hy dit uit en gaan hy weer aan en sê hy, die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou lief het, het homself lief. Want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehad nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is.
waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een wees. Hierin lê daar 'n diep geheimenis opgesluit en ek pas dit toe op Christus in die kerk, maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos sy homself liefhet en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Vriende, ek dink hierdie teksvers is seker die kruks waar dit gaan, vers 33. Maar is ook op julle van toepassing waar hy sê, hy sê, elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself liefhet. Nou, ons besef natuurlik dat Jesus het daardie gedeelte al weer kom herformuleer in Johannes 33, 34 en 35. Johannes 13, vriende. Johannes 13 vers 34 en 35, waarvan ek nou uitkom. Kom ons kyk, maak ek gou dood seker. Het is Johannes 13, maar ek dink ek is reg, 34 en 35. Wat ek net gou so toe blaai. 34 en 35, ja. Ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sê almal weet dat julle die disippels van my is, né? So binne in hierdie huwelik kom Jesus alreeds, liewe vriende, en hy kom herdefinieer dit wat Paulus hierso sê. Paulus sê, elkeen moet sy vrou lief hê soos sy homself lief het. Nou vriende, baie keer is dit so, dat ons onsself nie so lekker lief het nie. So as jy jou vrou moet lief hê soos jy jouself lief het, en jy het jouself nie lekker liefie, is dit 'n bietjie nie 'n goeie liefde daai nie, né? Daarom herdefinieer Jesus hom wanneer hy sê ek kom gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet nie julle naaste lief hê soos julle self nie. Ja, kom ek gee julle 'n bietjie 'n moeiliker gebod, sê Jesus. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. Soos ek julle liefhet. En dit is 'n totaal ander liefde, né? Liewe vriende, die oomblik wanneer jy jou vrou liefhet soos wat Jesus haar liefhet, dan beteken dit inderdaad, liewe vriende, dat Jesus het sy lewe afgelê, soos in hierdie stuk staan. Jesus het die ander wang gedraai. Jesus het inderdaad die disippels se voete gewas. Jesus was nederig geweest. Jesus was 'n ander soortige hoof geweest, liewe vriende, as dit so was. Hy's andersoortig. Hy het vir ons as mans eintlik kom vertel en kom wys presies hoe moet ons teenoor ons vrouens optree. En vriende, dit is 'n man gewees, Jesus was iemand gewees wat gereeld gaan bid het. So wat vra Paulus dan eintlik van die mans hierso? Hy kom vra nommer 1 dat jy 'n man van gebed sal wees. Wanneer 'n man van gebed is, liewe vriende, behoort hy verander te word van binne af deur die Heilige Gees, want hy is mos naby aan Christus. As jy 'n lewende verhouding het en jy volg in die voetspore van Jesus, jy laat toe dat die Heilige Gees deur jou werk, dan is dit 'n bol vir 'n vrou om vir enigiemand te sê, hoorie, dit is die hoof van die huis, my man. Ek dink ons praat meer lekker in daai terme van so vandag so nie, né? Maar dit is die voorbeeld wat die man vir die vrou moet gee. Die man moet wees soos Jesus was vir die kerk. Die man moet wees, hy moet sy vrou lief hê soos wat Jesus ons lief het, soos wat Jesus die kerk lief het. En vrouens, julle moet julle mans lief hê, né? Julle moet die mans ook lief hê, soos wat julle vir Jesus lief het, of soos Jesus vir julle lief het. En dit beteken, wanneer daar hierdie diep innige liefde het, dan speel die vrug van die Gees mos nou 'n crucial rol in die verhouding tussen man en vrou. Dan moet daar geduld, goedhartigheid en getrouheid wees. Dan moet daar vrede, vreugde en vriendelikheid wees. Dan moet daar liefde, nederigheid en selfbeheersing wees. Dit is hoe julle teenoor mekaar liefde moet betoon. Dit is hoe die liefde lyk wat Jesus vir sy kerk het, wat Jesus vir sy disippels het. En dit is wat ons dan as man en vrou altyd vir mekaar moet, dit is waarna ons moet strewe. Ons hak baie keer vas by die onderdanigheid en al hierdie tipe goed. Liewe vriende, ons moet gaan kyk hoe lyk 'n lewe wat vir Jesus gelewe word. Ons moet gaan kyk na 'n lewe, liewe vriende, wat gelewe word wanneer ek en jy geskep is in die beeld van God. Soos wat Paulus in 'n klomp geleenthede hiervoor sê, ons lewe nie meer nie, maar Jesus lewe nou in ons. Dit sê hy in Galasiërs vir ons. Wanneer hy hierso inderdaad kom sê, julle is geskep as nuwe mense, as die beeld van God, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Dit beteken in ons man-vrou verhouding moet ons totaal anders optree teenoor mekaar. Ons moet optree soos wat Jesus sou optree teenoor jou en my, né? Daarom beteken dit, vriende, jy moet kyk na jou taalgebruik teenoor jou vrou. Vrouens, julle moet kyk met julle taalgebruik teenoor julle mans. Party gesinne, party mans en vrouens praat lelik met mekaar. Moet nooit vloek op mekaar nie. Luister mekaar uit. Moenie die ander een in die rede val voordat die een klaar is nie. Kyk na jou body language, hoe jy optree teenoor jou vrou.
en hoe jy optree teenoor jou man. Manne, die boys nights en al daai tipe goed, dit is amper half uit. Jy kan nou jou pelle toe gaan, dis reg so 1 of 2 keer. Maar hierdie elke week of elke tweede week 'n boys night, raak ontslae daarvan. Jy's nou getroud. Jy het nou vrou, jy het nou kinders. Maar vrouens dieselfde, hierdie girls nights. Get your girls night by all means. Ek sê nie sny dit af nie. Maar moet nou nie elke week of elke derde, vierde dag 'n girls night hê nie. Julle soek vermoeilikheid, nee. Kyk waarna manne, kyk waarna toe julle gaan as julle in besighede is en nou ewe skielik gaan julle hier na een of ander, kom ons sê nou maar Mavericks toe. Moenie dit doen nie. Moenie dit doen nie. Jy het nie jou vrou lief soos wat Jesus jou liefhet of soos Jesus die kerk liefhet nie. Moenie dit doen nie. Bly weg van daai plekke af. Die man moet die vrou lief hê en die vrou moet die man lief hê soos wat Jesus inderdaad vir jou en vir my lief het. Hy het sy lewe vir ons afgelê, vriende. Sy lewe vir ons uit aan die kruis vir ons gesterwe om te kom wys hoe lief hy is vir ons. So, kom ons kyk nie te veel teen die onderdanigheid vas nie. Kom ons sê eerder ons moet 'n God gesentreerde en 'n God beheerde lewe leef teenoor mekaar. Ons moet na die voorbeeld van Jesus kyk, sy voorbeeld neem en so moet ons in die huwelik optree. Dit is die beginsels wat agter hierdie goed lewe. Ons moet so optree dat almal kan sien die Gees beheers ons. Ons moet so optree dat ons kan sien, liewe vriende, dat ons gees en gedagtes moet nuut word hoe ons dink oor mekaar. Ons moet so optree dat mense kan sien ons is nuwe mense wat as die beeld van God geskep is, dat ons volkome volgens die wil van God lewe en dat ons heilig is ook binne in die huwelik, né? My 5 sent. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.